Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In Efesiërs 2 herinner Paulus ons aan wie ons was voordat ons Christus geken het. Hy sê ons was sondaars, en as sondaars het ons laat lei deur ons sondige natuur, ons was gehoorsaam aan ons sondige natuur. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het. Dit wat ons gedagtes opgekom het, maak nie saak of dit reg of verkeerd was nie, ons het dit net gedoen. En vanweë ons sondige natuur sou ons ook soos alle mense deur God gestraf moet word. Maar, sê Paulus, God is lief vir ons, daarom kom hy in sy barmhartigheid, omdat hy ons innig lief het en hy kom red ons. Uit genade uit red hy ons. En dit is so belangrik dat ons dit hoor, dat ons uit genade gered is, nie deur ons eie verdienste nie. Nee, ons verdien deur ons optrede die dood. Ons verdien die doodstraf. Maar God is ryk in barmhartigheid. Hy het sy seun gestuur. Jesus Christus het vir ons gesterwe om ons te red. God het alles kom doen wat nodig is vir jou redding, vir my redding. Daarom mag ons onsself nie op die skouer klop en ooit dink ons is beter as ander nie, selfs nie beter as mense wat in sonde leef nie, want ons is nie, want ons is nie gered omdat ons sulke goeie mense is nie, ons is gered uit God se genade alleen. Daarom sê vers 8, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof, hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. God kom gee dit vir ons, vir jou, vir my as geskenk. Dit kom nie uit eie verdienste nie, en daarom kan nie een van ons op onsself trots wees nie. Nee, God, sê Paulus, het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade, want dit is waarvoor God ons bestem het. Ons as mense en Christene selfs is so vinnig om onsself met ander te vergelyk, te dink ons is beter as ander, want ons doen darm nie soos hulle nie, ons lewe darm nie so sleg soos hulle leef nie. Maar ons mag nie, want wie ons is en wat ons het, is genade uit God se hand. Kom ons hou op om ons met ander te vergelyk, en kom ons wy ons lewe aan goeie dade, want dit is hoekom God ons gemaak het, sodat ons goeie dinge kan doen waarmee ons God kan eer. Nie sodat ander sal sien en sal sê, o, hulle is so 'n goeie persoon of so 'n goeie Christen nie. Nee, sodat God al die eer daarvoor kan kry. Here, vergewe my waar ek so vinnig geneig is om na ander mense te kyk, myself met hulle te vergelyk en te dink ek is darm nie so sleg nie. En dan is ek in my hart maar net 'n fariseer wat op die straathoek staan en bid en sê, Here, dankie dat ek nie soos daardie tollenaar is nie. Vergewe my dit, dat ek dit al ooit in my lewe gedoen het. Lei my om in nederigheid, Here, aan U getrou te wees, my lewe aan U te wy en goeie dinge te doen, dinge wat by my bekering pas. Dankie vir U genade, dankie dat ek my redding nie kan verdien nie, maar dat U nogtans dit vir my gratis en verniet as geskenk kom gee, in Jesus Christus. Amen.